Kom ons maak vanmôre hierop, die eerste Sondag, Pinkster Sondag, ons harte voor die Here stil en ons dink en ons vertrou en ons glo dat hy vanmôre ook deur sy wondersoete Heilige Gees 'n openbaringswaarheid deur sy woord aan ons harte gaan tuisbring. Kom ons maak dit stil, dan bid ons net saam. Ons hemelse Vader, ons moet vanmôre U aanbid as die gewer van al die goeie gawes. En die grootste gawe wat U vir ons gebring het, was toe U vir ons U seun gegee het. En dierbare Here Jesus, dankie dat U wat die gawe, die brood van die lewe en die water van die lewe vir hierdie wêreld is, dat U vanmôre nog nooit verander het nie. Dat U ons ken, dat U elke mens se nood en behoefte van kennis dra. Dankie dat U vir ons goed is. Dankie dat U liefde en U genade en U goedheid van ewigheid tot ewigheid strek. En dan dank ons U vanmôre dat daar op Golgotha 'n kruis gestaan het, maar 'n oop graf. En dankie dat U dan ook vanmôre, dierbare Here Jesus, die een is wat vir ons die grootste gawe gegee het. Die gawe van die ewige lewe, toe die gawe van die Heilige Gees in ons harte kom woon het. Ek wil bid dat U ons sal help om op 'n praktiese, Bybelse, wonderlike manier te glo. Te glo wat U in U woord sê. Te aanvaar dat dit wat daar staan die waarheid is. En dat ons in gehoorsaamheid aan U woord elke dag in die volheid en die toewyding en die genade van ons dierbare Here Jesus kan lewe. Dankie dat daar by Jesus oorvloed van lewe is. Want daarom het U in Johannes 10 vers 10 vir ons gesê, ek het gekom dat julle lewe, ja, die ewige lewe, die vrede van God in ons harte, maar ook die oorvloed, lewe en oorvloed kan hê. Dankie dat daar 'n oorvloedige geestelike lewe is, wat kinders van die Here se lewe vul. Maak dit vanmôre baie stil, kom leer ons die wonders uit U woord. Ons bid vir hulle wat siek is. Ons bid vanmôre vir Trudy en haar gesin wat 'n pappa verloor het en 'n lewensmaat. En ons wil bid dat U vir elkeen sal troos met die troos wat by die Here alleen is. Trek ons met koorde van liefde naby U. Gebruik ons in U diens en maak vanmôre deur die werking van die wondersoete Heilige Gees die woord vir ons oop, dat ons dit kan verstaan. Ons vra dit in Jesus se naam met baie groot dankbaarheid in ons harte. Amen. Nou, liewe kinders van die Here, liewe vriende, wanneer die Ou Testament verby is, waarin die Heilige Gees in die Ou Testament binne in niemand gewoon het nie, en die belofte daar was dat God 'n geleentheid gaan skep in hierdie wêreld, waar wanneer Jesus gekom het, dat daar mense gaan wees in hierdie wêreld wat in die genadetyd van God lewe. En dit beteken in die oorvloed van God se genade in Christus Jesus, maar ook deur die wonderlike, liefdevolle inwoning van sy Heilige Gees binne in elke kind van die Here se hart. Nou gaan ons vanmôre, juis met die begin van Pinkster, juis met U praat oor die grootste mistasting en die grootste wonder van God se genade. Dit is 'n Bybelse waarheid wat graag omseil wil word, omdat dit baie keer bots met die humanistiese manier van hoe mense, nadat hulle kinders van God geword het en weergebore geword het, hoe hulle daarna 'n sukkelende geestelike lewe lei. En nou kom die Here vanmôre en hy wil hierdie waarheid met ons deel.
dat ons dit nie sal vergeet en dat ons dit ook sal uitdra, dat ons dit in ons harte sal bewaar. Ek gaan vanmôre 2 teksverse met u deel. In Handelinge hoofstuk 5 kan u vandag na afloop van die diens by die huis lekker gaan lees hoe hierdie kinders van die Here in die vroeë Christelike kerk na die uitstorting van die Heilige Gees in Handelinge, daar die 1ste en 2de hoofstukke, hoe hulle niks anders kon doen as om in die volheid en die krag van die Heilige Gees Jesus in hierdie wêreld uitgedra het. Hulle is met stokke geslaan. Hulle is vervolg. Hulle het alles wat sleg is aan hierdie kinders van die Here gedoen vir een rede, omdat hulle in die genadekrag van die Heilige Gees vir God geleef en gewerk het. En telke male, dan wonder ek, hoekom gebeur dit nie in die dag wat ons lewe nie? Hier en daar en raar en min en skaars sien jy kinders van God wat besig is om in die Here se werk elke dag oorvloedig te arbei. Ek gaan saam met u vanmôre na hierdie Bybelwaarheid kyk en ek hoop dat dit die angel wat die genade van die Here uit kinders van God se lewe steel sal wegneem. Kom ons lees vanmôre, terwyl hierdie kinders van die Here vervolg word, hulle swaar kry, hulle moeilike omstandighede het, maar hulle werk vir die Here en die koninkryk van God word uitgebrei en 3000 siele kom tot bekering en daarna 5000 en net 'n rukkie daarna toe sê die koning met sy hande in sy hare en hy sê, julle het Jerusalem met julle leer, die leer van Jesus Christus vervul. Dit was sonder enige media, drukpers, uitsending, radio's, TV-kanale, sonder dit was daardie kinders van die Here met die Heilige Gees wat in hulle harte gewoon het, mense wat 'n bron van genade na die wêreld toe laat uitloop het. Hoe kon dit gebeur? Kom ek verduidelik vir u. Hier staan in Handelinge hoofstuk 5 vers 32, skryf hierdie kinders van die Here, hy sê, en ons is sy getuies van hierdie dinge. En ook die Heilige Gees wat God gegee het aan die wat hom gehoorsaam is. Ons gaan vanmôre met u praat oor die Heilige Gees wat God gegee het aan die wat hom gehoorsaam is. Ek lees in tweede versie met u as 'n inleidende gedagte in Romeine 8 vers 9. Daar staan: julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees. Nou sê die Bybel vanmôre vir u en my, ons moet geen illusie hê oor 'n kind van die Here se standpunt en sy belewenis en sy realiteit van waar hy met God staan met betrekking tot die Heilige Gees nie. Hier staan hierdie woorde: julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees. Hoe weet 'n mens of jy in die vlees is en of jy in die Gees is? Naamlik, as die Gees van God in julle woon. Ek wil vanmôre vir u vra, wanneer is 'n mens in die Gees? As jy lank gesukkel het om vervul te word met die Heilige Gees, of wanneer hy in jou woon? Sê wanneer hy in jou woon. Julle is in die Gees, naamlik as die Gees van God in julle woon. Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Met ander woorde, my Bybel sê vir my, u en ek moet weet, dat ons in die Heilige Gees gegrond en gewortel is, die dag wanneer ek en jy weergebore word. Wanneer hy in my kom woon, wanneer hy my kom wederbaar, en wanneer hy my sy kind maak. En dan staan hierdie kosbare waarheid in Handelinge 5 vanmôre soos 'n paal bo water.
Die Gees wat God gegee het aan die wat hom gehoorsaam is. Ons hemelse Vader, hy is 'n werklikheid, hy is 'n persoon. En hy het 'n plek. God ons Vader. Want Jesus het ons geleer bid om te sê, Onse Vader wat in die hemel is. Ons weet, daar is 'n woonplek van God in die hemel. Hy is 'n persoon. Hy is 'n realiteit. Hy is die skepper God. Maar dan kom die Here en hy sê, daar's 'n tweede wonderlike waarheid. En dit is Jesus wat gesê het, as ek van die aarde verhoog word, sal ek almal na my toe trek. Ons het donderdag hemelvaart beleef. Hy is van die aarde verhoog aan die kruis. Hy is ook van die aarde verhoog toe hy opgevaar het hemel toe. En hy sê vir sy kinders, is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggegaan het nie, sal die trooster, die ander trooster, die Heilige Gees nie na julle toe kom nie. En hy sal by julle bly en in julle woon. Hy het nog nooit in mense gewoon voor daardie dag toe Pinkster aangebreek het en hy binne hulle kon woon het nie. Hoor jy die wonderlike genade? En nou kom die Here en hy sê, die Heilige Gees wat God gegee het, hy het sy trooster gestuur, om nie net by kinders van die Here te bly nie, maar om in hulle te woon. En wanneer die Heilige Gees na hierdie wêreld toe kom, dan is daar 'n belangrike waarheid wat met ons moet onthou. En dit is daardie Heilige Gees is 'n persoon. 'n Mens kan nie daardie persoon in mates ontvang nie. Jy kan nie nou 'n stukkie van hom kry, later nog 'n stukkie, later nog 'n stukkie. Die Bybel sê, wanneer die Heilige Gees gekom het, sal hy in sy persoon binne in jou kom woon. Maar ons het 'n ander wonderlike waarheid wat ons vanmôre met mekaar moet deel. En dit is daardie Heilige Gees wat op Pinksterdag uitgestort is, het 'n plek. En die plek van die Heilige Gees is, hy's op aarde uitgestort. God kan in sy volheid van sy genade binne in elke mens op aarde se hart werk. Hy kan oral teenwoordig wees. Hy kan in sy volheid God wees in elke plek, elke omstandigheid en elke sentimeter van hierdie aarde. En hy is ook in staat om in die 7,5 biljoen mense op aarde se lewens elke oomblik te werk. Maar daar's 'n ander plek waar hierdie persoon ook is. Hy is binne in elke kind van God se binneste. Hy woon binne in elke kind van die Here. Hy is die een wat elke keer binne in kinders van die Here se lewens getuig en sê, jy behoort aan my. Want die Heilige Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Dis hy wat vir ons die vrede gee, dis hy wat vir ons die sekerheid gee, dis hy wat vir ons sê, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Die Heilige Gees is die persoon wat binne in ons woon, en waarvan die Bybel sê, as iemand die Gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Moet ons vanmôre ietsie met mekaar deel. Wat gee God? En ek wil graag hê, ek en jy moet vanmôre hierdie eerste Bybelse waarheid van die Pinksterdienste wat ons hou, uit die woord van God onthou. God het sy Gees gegee. Met ander woorde, die Heilige Gees wat uitgestort is, wat God in hierdie wêreld in Christus verteenwoordig, het na hierdie wêreld toe gekom, net vir een rede, omdat God sy Gees vir ons gegee het. Nou, wil ek vir u vanmôre 'n vraag vra. Wat het God gegee? En onthou die woordjie wat. Wat het God gegee? Het God vir ons heiligmaking gegee? Het God vir die kinders van die Here heiligheid gegee?
Het God vir kinders van die Here heiligmaking gegee? Het hy vir hulle reinheid gegee en volmaakte liefde? Let wel. Die Heilige Gees wat God gegee het, is die antwoord, nie wat het hy vir ons gegee nie. Maar die groot vraag se antwoord is, wie het hy gegee? Die meeste mense in hierdie wêreld, in hulle prediking en hulle soeke na die beste van die Here vir hulle lewe, soek hulle heiligmaking. Hulle soek heiligheid. Hulle soek die wat en die wat. Terwyl die Bybel sê, as ons naby hom wil leef, as ons sy plan vir ons lewe wil leef, dan moet ons ontdek dat die persoon wat God gegee het, is 'n wie. Nie 'n wat nie. God het sy gees aan ons gegee. Die Heilige Gees is deur God gegee. Hy is die persoon. En 'n heiligmaking sonder die heiligmaker is 'n dwaling. 'n reinheid sonder die Heilige Gees, die persoon, is 'n dwaling. Om naby God te probeer lewe sonder die Heilige Gees is 'n dwaling. Want in ons vlees en in ons pogings en in ons eie maniere van goed doen en goed nie doen nie, is dit fataal. Ek lees in die Bybel 'n wonderlike waarheid. Die geheim is, baie mense het baie goed gesoek in hulle lewe. Die derde persoon in die goddelike drie-eenheid, dis hy wat alles vir mense gee. Baie keer is daar kinders van die Here wat verkeerdelik die indruk het, of verkeerdelik voorgepreek is, dat ek moet soek, en ek moet gaan kyk, waar is daar fout in my lewe, en ek moet na die Here toe roep, en ek moet pleit, en ek moet soebat, en ek moet vir die Here uitlik lastig val, om die volheid van sy Heilige Gees in my hart nou te kry. En al sulke metodiek laat kinders van die Here moedeloos en uiteindelik teleurgestel. U moet vanmôre hoor, die Gees wat God gegee het, gee hy aan kinders van die Here wat aan hom gehoorsaam is. En ek en jy het nie nodig om 'n springhaas godsdienst te gaan beoefen, om altyd te gaan grou en te gaan soek en te gaan wonder wat is in my lewe verkeerd nie. Want God is nie in 'n selfhelpskema nie. Want die Heilige Gees is die persoon wat in ons lewe heiligheid bewerk. Wat my en jou oortuig as daar 'n probleem is. Wat my en jou oë oopmaak vir dit wat hy van my verwag. Dit druis in teen sy heiligheid, dat ek en jy hom moet probeer help om heilig te word. Al wat ons moet doen is, ons moet weet, dat hy die Heilige Gees gegee het aan die wat hom gehoorsaam is. Dan beleef ek sy grootheid. Dan beleef ek sy genade. Dan beleef ek hierdie wonder van die koms van die Heilige Gees na die wêreld toe, as ek elke dag stiptelik, wonderlik luister as hy my waarsku, as hy met my praat en ek aan hom gehoorsaam is. Dis die rede waarom hy gekom het, dat ek en jy aan hom gehoorsaam moet wees. Hoor jy die wonderlike waarheid? Ons mag hom nie verontagsaam nie. As ek en u hom erken en hom gehoorsaam volg, as sy genade werk in my lewe, vir hom te lewe, die stryd in hierdie wêreld te oorwin met 'n innerlike vrede, dan vlug kwellinge en bekommernisse en rusteloosheid en daai eie ek van self regeer in my lewe.
Die Heilige Gees maak nie myself lewe dood nie. Die Bybel sê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon. Sy kruis elke dag opneem en my volg, gehoorsaamheid aan die influistering en werk van die Heilige Gees in my lewe, bring alles wat God vir my in pag het, in my lewe tot stand. Ek wil vir u vra, sal u gewillig wees, en ek het baie oor hierdie gedagte gepyns wat ek in die skrif sien, sal ek gewillig wees om hom te nader en God te vertrou en met God te praat en vir die Here hierdie probleem te gee. Sal ek en jy bid van harte en gesê, Heilige Gees, ek wil u gawes hê, maar ek wil u nie hê nie. Sal ek dit bid? Sal ek dit bid en sê, Heilige Gees, u moet my seën, maar bly asseblief nie naby my nie. Sal ek bid en sê, Here, gee vir my krag, maar ek wil u nie in my lewe gehoorsaam nie. U sien, baie mense soek die Heilige Gees se gawes. Baie mense soek die Heilige Gees se nabyheid en seën. Baie mense soek die krag van die Heilige Gees om groot werk vir die Here te doen. Maar hulle gehoorsaam hom nie. Hy word nie die prominente persoon in hulle lewe, waarvan die Here se woord sê, nadat jy tot bekering gekom het en die Here in jou lewe kom woon het, dat hy sê, jou oor sal 'n stem agter jou hoor, wat vir jou sê, dit is die weg, wandel daarop, wanneer jy links of wanneer jy regs wil afwyk nie. Baie mense se geestelike lewe hang af van 'n sekere klomp moeds en 'n sekere klomp moedies. En by geleentheid moes Paulus vir 'n gemeente skryf en sê, dis 'n raak nie, smaak nie, roer nie aan godsdienst nie. Daar's 'n tannie wat met haar Bybel op haar skoot en 'n kers in die aand aan die slaap raak. En so heel dag deur, sodat sy, as sy die oggend wakker word, dat sy dadelik in die Bybel kan lees, dat sy nie aan iets verkeers dink nie, dan is sy nie heilig nie. Mense het snaakse goed. Sommige dink hulle heiligheid sit in hulle bolla, en ander na blou rokke. Is alles uit die vlees uit. Dis alles humanisme. Heiligheid kom nie na my toe, sonder dat ek weet, God het vir my sy gees gegee, en ek moet aan hom gehoorsaam wees nie. Dan lei hy my, dan seën hy my, dan help hy my, dan ondersteun hy my. Ek en jy moet onthou. Die vraag is, die probleem se oplossing is, vir 'n kind van God se kosbare, normale geestelike lewe is ek gewillig om te luister? Is ek gewillig om gehoorsaam te wees? Is ek gewillig om in 'n oorgawe aan hom te lewe? Ek wil graag met iets deel. Luister. Ons boodskap, hoe verskriklik en erg dit ook al mag klink wat ek nou sê, is ons boodskap is nie heiligmaking nie. Heiligmaking is die gevolg van gehoorsaamheid aan die Heilige Gees wat binne in ons woon. Ons boodskap is nie heiligheid nie. Heiligheid is 'n uitvloeisel van
om aan hom gehoorsaam te wees. Ons boodskap is nie om 'n rein hart te kry nie. En hoeveel mense vertrou die Here nie, jaar na jaar, uur na uur, maar, Here, skep vir my 'n rein hart. En U moet my binneste skoon maak, en hulle soek al die uitvloeisels van die werk van die Heilige Gees, maar hulle gehoorsaam hom nie. Hier kom die Here in sy wonderlike liefde, en hy sê vir ons, dis 'n mistasting, dis 'n dwaling, en dit is ook nie heiligheid en reinheid nie. God het ons boodskap gegee, die boodskap van die Heilige Gees, wat hy gegee het aan hulle, wat hom gehoorsaam is. Sy heiligheid word hulle deel, wat aan die Heilige Gees gehoorsaam is. Die reinheid van sy hart word sy deel en word in sy lewe gevorm as kind van die Here, as ons aan die Heilige Gees gehoorsaam is. Want hy het sy Heilige Gees gegee. Hy het vir ons nie dinge gegee nie. Hy het vir ons sy Gees gegee, die Heilige Gees. Nou, is dit ongelooflik, as ek na kinders van die Here, wanneer ons in 'n intieme gesprek, oor hulle intiemste lewe van hulle verhouding met die Here Jesus praat. En ek hoor, hoe probeer hulle uit hulle uiterste bes, maar dis nie wat in die Bybel staan nie. God beveel nêrens in die Bybel, dat ons moet worstel, dat ons moet soek, dat ons moet ween, dat ons moet huil, dat ons moet smeek, dat ek my moet folter vir heiligmaking en die Heilige Gees in my lewe nie. Nee, nêrens in die Bybel nie. Om iets te soek, in plaas van iemand te erken, dat hy in my woon, en hy het sy Gees vir my gegee, die Heilige Gees, om aan hom gehoorsaam te wees. En dan kom ons by Kolossense 2 uit. As hy sê, in Christus woon die volheid van die Godheid liggaamlik. En toe God sy Gees gegee het, en hy binne kinders van die Here kom woon het, sê hy, en julle het hier die volheid in Christus. Kinders van die Here het hierdie persoon, wat hulle lei, wat hulle aandag soek, wat vir hulle sê, wees aan my gehoorsaam. Gee jou gedurig oor aan die leiding en die invluistering en die werking van sy Heilige Gees, wat sy woord in my hart tuis bring. Dit is wat gebeur. Ek wil graag met u 'n gedagte deel, waarom mense soms gaan wag en soek en pleit. Toe Jesus opvaar hemel toe staan hy by sy kinders, en hy sê vir hulle, gaan wag in Jerusalem, totdat julle aangedoen is met krag. En hulle het in die bovertrek by mekaar gekom. En hulle was almal in gebed. En op 'n oomblik, toe stort God sy Heilige Gees op aarde uit. En hy kom woon in al die kinders van die Here op aarde. En van daardie oomblik af, het ons nooit meer nodig om te wag vir die Heilige Gees. Om te smeek dat hy in my kom woon nie, en my smeek dat hy my lewe in besit moet neem nie, en alles wat daar rondom gaan. Dit is eintlik 'n eie sinnige godsdienst. Om te probeer God beweeg, om vir my iets te doen, wat ek nie eers 'n naam voor het nie. Nou kom die Here vanmôre na my en na jou toe, en hy sê, wanneer ek in jou kom woon, moet jy onthou, ek het my Heilige Gees vir jou gegee. En die rede is, dat jy my moet gehoorsaam wees, elke dag van jou lewe. Hoor hier, in Handelinge 5 vers 32, kom die Here en hy wil vir ons wys,
dat om in die gees te wees, is dat die Heilige Gees in my woon, en dat ek in my hart en lewe, elke dag, sal weet, ek is nie in die vlees nie. Ek kan vleeslik optree. Ek kan ongehoorsaam wees en foute maak. Ek kan die Heilige Gees bedroef. Maar ek hoef nie God wat vir my sy gees gegee het, probeer gewillig maak om vir my iets te gee nie. Want ek het iemand gekry wat dit in my werk. Want die Bybel sê dit is God wat in ons werk om te wil, ook selfs om te werk na sy welbehae vir my lewe. Ek wil saam met u vanmôre iets deel. Die vlees is van geen dit nie. So wil mense maar graag bid en worstel, en ween, en soebat, en smeek, en wag, en waak, en roep, en pleit, en werk, en soeg. En dit om iets te kry, terwyl God vir hom, die iemand, die gees van God in sy hart gegee het. God kan nie omgekoop word nie. God is nie 'n onwillige God wat genade van mense weghou aan wie hy woon nie. Hy het vir hulle alles gegee wat tot die godsvrug en die saligheid gee. Jy kry nie meer en meer van die Here nie. Daar selfs 'n liedjie wat sê, meer en meer en meer soos Jesus. Dit is miskien waar, as ek gehoorsaam word, trek hy my met koorde van liefde naby hom. Maar ek kan nie meer en meer en meer van die Heilige Gees van God kry nie. Omdat hy in sy volheid in my woon, en ek ervaar daardie genade van hom, wanneer ek en jy aan hom gehoorsaam is. Ek wil graag ietsie met u deel, wat kosbaar is, en ek wil ek moet met dit huis toe gaan, ons moet dit in ons harte bewaar, ons moet dit deel van ons lewe maak, ons moet dit ons geestelike basis maak. Vra dat hy sal onderneem vir my lewe. Here, dis u aan wie ek die leiersels van my lewe moet oorgee. Dis u wat ek moet vertrou om die onderneming van my lewe vir my te lei. Dis u aan wie ek elke dag rekenskap moet gee aangaande die hoop wat in my is, maar ook my lewenspad met die Here. Dit is hom wat ek moet vertrou. Dis hom wat ek moet elke dag tot beskikking wees wat hy van my verwag. Hy moet die bevelhebber van my lewe wees. Ek dink telke male aan daardie kosbare geleentheid toe die kinders van die Here in die bovertrek was en hulle vervul is met die Heilige Gees. Daarna het hulle niks anders gedoen as om aan die Here gehoorsaam te wees. Hulle het getuig vir hom, want dit was hulle opdrag. Hulle het nie vir hom krag gesoek nie, want hulle het die Heilige Gees in hulle hart. Hulle was gehoorsaam om te getuig. Hulle was gehoorsaam om self voor die koning te staan, en toe hy sê, ek verbied julle om in hierdie naam verder te leer, dat hulle gehoorsaam was en sê dat ons moet God meer gehoorsaam wees as mense. Ek lees God se gees in ons harte skep die vermoë in sy almag om oor my en jou lewe te heers as ons aan hom gehoorsaam is. As ons doen wat hy sê, as ons gehoorsaam is aan sy opdragte, elke wet, elke verordening, en wat die Heilige Gees in ons harte werk, dan word ons nooit slawe van mense nie. Ek het vanmôre weer aan daardie tannie gedink, sy is 'n mooi kind van die Here, sy is hier naby ons in 'n gemeente, en sy kom by die huis, een oggend ingehardloop, en sy slaan aan die voordeur van die pastorie, en sy sê vir my, ek is so moeg vir hierdie klomp Pinkstersondes. Ek sê, ek het nog nooit daarvan gehoor nie, vertel my. Sy sê, ons is net almal mooi met die Here op pad gewees, en toe kry ons 'n nuwe leraar, en toe het hy nou 5 ander sondes. Hy sê, ons het almal,
Ons het net gehoor, ons mag nie rook nie, ons mag nie drink nie, ons mag nie vloek nie, ons mag nie langbroeke dra nie, en ons moet bolle dra. En toe kom die volgende leraar daar, en nou het hy ander Pinkstersondes. En sy sê, maar hoekom ek vanmôre hier is, ek wil net weet, wat glo julle kerk van 'n hoed? Toe sê ek vir haar, ons glo nie aan 'n hoed nie. Ons glo in Jesus Christus, wat vir ons sy Heilige Gees gegee het, aan wie ons gehoorsaam moet wees. Ek wil 'n illustrasie met u deel. En ek wil hê u moet vanmôre weet, sonder hierdie waarheid, gaan jou hele geestelike lewe altyd sukkel. As jy iets probeer by die Here kry, terwyl hy vir jou iemand gegee het, aan wie jy gehoorsaam moet wees. Ek wil 'n praktiese voorbeeld noem. Ja, ons wat hier by die see bly, gebeur het baie keer dat familie en vriende kom kuier. En wanneer ons kuier, dan is ons net op pad kerk toe die oggend. En hulle kom maar aan, hulle sê, ons is bly om julle te sien, en dan ek sê vir hulle, hoorie, ons gaan kerk toe. Maak julle so lank tuis in ons huis. En jy los die huis vir hulle oop, en hulle maak hulle tuis in die huis, en jy is kerk toe, en 2 ure daarna, toe jy terug by die huis, en toe jy by die huis kom, toe sien jy, hier het 'n geweldige ding gebeur in jou huis. Die familie het alles in jou huis verander. Hulle het die sitkamer geskuif en gesê, nee man, die stoele moet eintlik hier wees, want die son is meer hier, en jy hou nie van son nie. En jy loop so eentjie verder, en jy sien, hulle het daar na jou kassettekassie toe geloop, of na jou CD's toe, en hulle het al die CD's wat hulle nie van hou nie, in die asblik gegooi. Want hulle hou nie van daai musiek nie, maar jy hou daarvan. En dan gaan hulle verder, en hulle het sommer die kamer waarin hulle is, al die goed van die muur afgehaal, want hulle hou nie van die prente teen die muur, want hulle daar moet slaap nie. En so het hulle 'n hele verandering in daardie huis gebring. En nou wil ek vir u vra, dink u dit is reg? Iemand sê vir my, ek het vir hulle gesê, maak julle tuis. Maar ek het nie vir hulle gesê, neem oor nie. Dit doen baie kinders van die Here, en hulle het 'n geestelike lewe wat sukkel en swaar kry. Die dag wanneer hulle die Gees van God in hulle hart kry, en hy kom woon daar, die tweede trooster, om Jesus daar te verteenwoordig, dan kom hy en hy staan by my lewe stil, oor die goed in my huis, van my lewe, my gewoontes. Ek het in hierdie week gesien, wat is die bewys dat iemand die Gees van God in sy lewe het, wat 'n tyd gelede tot redding gekom het, en die kind van die Here geword het. En ons ry so, en hy sê vir my, Dominee, ek wil net vir jou sê, as daai ou dit gedoen het, voordat ek die Here geken het, het hy nou pak gekry. Want hy het verander. Hy het aan die Heilige Gees gehoorsaam geword. Hy het gesien, daar's goed in die huis van sy lewe, wat aan die ou lewe behoort, waarvan die Heilige Gees vir hom gesê het, jy kan nie daarmee saamgaan nie. Jy kan nie met dit voortlewe nie, dis 'n hindernis. En die geheim is, wees aan die Heilige Gees van God gehoorsaam. Ek sluit af met 'n gebeurtenis. Daar is 'n vriendekring wat visvang, maar daar is 'n persoon wat in 'n ander kerk behoort, en hulle wil hom graag by hulle kerk kry. En hulle besluit, hulle gaan hom saamvat Suidwes toe, hulle gaan visvang. Maar in hierdie trippie Suidwes toe, moet hierdie ou besluit, hy gaan nou by hulle kerk aansluit, en by hulle kerk inskakel. En hulle aanvaar sommer, omdat hy nie in hulle kerk is nie, as hy nie 'n kind van die Here nie.
Maar hierdie is 'n mooi kind van die Here en ek ken hom jare. En hy vertel my later wat gebeur het. Hy sê terwyl hulle daar is, die aand, toe gryp hulle hom en nou moet hy hom bekeer en hy moet sy hart vir die Here gee en alles wat daarmee gepaard gaan en hy, wat 'n mooi geestelike lewe al die jare, speel met hulle saam. En nou klom op sy knieë en nou moet hy sy sonde bely en nou moet hy dit doen. En toe hulle klaar is, toe gryp die dominee sy 12 biere wat in die yskas is en hy gooi dit uit en hy sê, nou het die Here jou verlos. En hy gaan slaap die aand en toe hy volgende gaan opstaan, toe besluit hy gaan vir hierdie dominee 'n les leer. En hulle sukkel om hom wakker te kry en hulle wil 6 uur al by die water wees en dis nader aan 8 uur want die wondelstoor maak weer 4 oop. En hy sê vir hierdie dominee, ek sal nou klaar wees. En dis 8:30. En voor hulle ry, almal is kwaad. Toe werk niemand se heiligmaking uit nie en hulle is kwaad. En die een ou vloek. En hy sê, ons het 36 uur gery om hier te kom. En, hy sê vir hulle, wag 'n bietjie, kom sit gou almal hier. Ek wil iets vir julle vra. Moes dit wat gisteraand nou hier gebeur het, moes die Heilige Gees van God nie daarin gewees het nie. Want dit moet mos die Heilige Gees wees wat my na die Here toe trek. Dis mos die Heilige Gees wat my gewillig maak om my hart vir hom te gee. Dis mos die Heilige Gees wat in my hart kom woon en ek moet mos aan hom gehoorsaam wees. Maar nou sien ek die dominee sê, die Here het my verlos, maar hy het my verlos. Van 12 biere. En hy sê, hy het gesien hoe skaam kry hulle. En hy sê vir hulle, goed, kom ek wil julle iets vertel. Ons gaan nie ry, voor ek nie my 12 biere teruggekoop het. En nou ry hulle na die wondelstoor toe, en die dominee stuur die ouderling om die bier te gaan koop, en hy sê vir hom, nee, ek wil nie bier hê nie. Die ou wat my bier uitgegooi het, hy gaan my 12 biere koop. En hy laat hierdie dominee vir hom 12 biere koop. En toe hulle terugkom, toe vertel hy my dit. En ek sê vir hom, ek gaan 'n kans kry. En ek kry die dominee hier in die dorp, en ek sê vir hom, hoorie, ek hoor jy het lekker vis gevang op Henties Baai. Hy sê ja. Hy sê, maar ek is bietjie hastig. Ek sê, nee, moenie hastig wees nie, ek wil iets vra. Sê vir my, ek hoor hulle sê, jy koop vir jou mense drank by Henties Baai. Hy het skaam gekry. Want om vir mense te vertel, ek moet jou heilig maak, is 'n leuen. Dis 'n sonde. Ons moet aan die Heilige Gees van God gehoorsaam wees. Sal ons nooit in ons lewe slawe van mense word, slawe van godsdiens en slawe van kerkisme nie. Dan sal ons lewe in die vryheid waarmee Jesus ons vrygemaak het, om elke dag te weet, as ek 'n stem agter my hoor wat in my woon, wat vir my sê, dis die weg, en ek aan dit gehoorsaam is, maak hy my lewe gelukkig, maak hy my lewe vol, maak hy my lewe geseënd met goddelike liefde, om in hierdie wêreld aan hom en hom alleen gehoorsaam te wees, elke dag van my lewe. Daar waar ander nie sien nie, daar waar ander nie is nie, daar waar ander nie werk nie, daar waar ander nie my met oë dophou nie, daar waar God is, sê hy, ek het my gees aan jou gegee, aan hulle wat hom gehoorsaam is. En dan ervaar ek sy volheid, dan ontvang ek sy krag, dan kry ek sy genade, die uitvloeisels van om aan hierdie wonderpersoon in ons lewe elke dag gehoorsaam te wees. Mag hierdie Pinkster nie vir ons 'n Pinkster wees nie, maar waar ons opnuut weer die eer en die dank aan hierdie derde persoon van die goddelike drie-eenheid, die Heilige Gees, wat Jesus in ons lewe kom verteenwoordig, 'n realiteit wees, tot daardie dag, dat hy ons kom haal. Mag hy ons daar genade gee. Amen. Kom ons buig ons harte.
Kobus, sal jy asseblief hier kom staan en net vir ons dankie sê. Kosbare Hemelse Vader, dis 'n voorreg om u kinders te wees. Dis 'n voorreg om te weet dat ons geregtigheid, dat ons verlossing, dat ons heiligmaking en dat ons wysheid in Jesus Christus is. Dis 'n voorreg om te weet dat Jesus self gesê het, hy gee ons 'n ander trooster en dit is vir ons voordelig om hierdie trooster in ons lewens te hê. Meer voordelig as sy fisiese teenwoordigheid op die aarde. Dankie Here dat ons vanmôre geleer het en dat ons weet, ons moet lewe met die wete dat daar 'n persoon is wat ons lei, wat ons leer en wat ons geregtigheid is. Help ons Here om in ons lewe 'n lewe van gehoorsaamheid aan hierdie persoon, die Heilige Gees, te lewe. En ons lewe nie te lewe volgens reëls, regulasies, roer nie aan nie, smaak nie, dinge van mense, goed wat uit mense se gedagtes uitkom nie, maar net wat in u woord is, wat waaragtige waarheid is, en net wat u Heilige Gees ons leer, volgens u woord. Here, ek bid dat u ons sal help om te verwerp met minagting enige ander inspraak in ons harte en in ons lewens, behalwe u Gees en u woord, wat Christus is. Ek bid Here dat u ons die genade sal gee om terug te keer na Christus, na u woord, na gehoorsaamheid aan u Gees. Ek bid dat u ons in hierdie Pinkstertyd, Here, sal leer wat die waaragtige waarheid is. Dat dinge en goed van geen waarde en betekenis is nie, maar dat u alles is en ons lewens alles moet wees. Leer ons deur u soete genade en die Heilige Gees se werking om 'n lewe van gehoorsaamheid aan u te lewe. En mag u naam, Here, in alles wat in ons lewens gebeur, alles wat ons doen, dink of sê, verheerlik word. Dit wat nie tot die heerlikheid is nie, verwyder dit uit ons uit. Dit, Here, is vanoggend my smeekbede tot u, vir u gemeente, vir u kinders en ook vir my. Dankie dan dat u ons altyd versorg, beskerm, bewaar, lei en leer. Mag u naam verheerlik word. In Jesus naam. Amen.